Hallo almal. 'n lieflike sonskyndag hier in Nieuw Bethesda, waar Dina hierdie afgelope week haar beeldhou kursus aangebied het. Nou ja, en ek het so 'n bietjie gehelp en maar so hier en daar hulle geselskap gehou en preek voorberei en besluit hier tussen die populierbome wat nou in wintergrys staan met hierdie wit grys stamme. Nou, wat het dit nou te doen met jou en my lewe? Dink 'n bietjie. Wat sal jy sê oor populiere? Jakob, een van die ou aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. Fundament manne van die ou testament geloof. Ons voorvaders in die geloof. Moet nou nie dink Israel, Jood, wat ook al nie, maar jou en my geestelike wortels uit die Bybel. En Jakob het onder andere gebruik gemaak in sy lewe om van God te hoor. Wat is God se wil? Wat sê God vir hom? Gebruik gemaak van bome. Onder andere die populiere. Jakob. Genesis. Julle kan daar gaan lees. Gaan lees maar van hoofstuk 25 af, so deur tot die einde van Jakob se lewe. Wel, eintlik gaan dit baie ver aan. Selfs in die tyd van Josef in Egipte en die ou vader Jakob. Genesis 25, Abraham trou weer. En dan lees ons hier van die tweeling, Esau en Jakob. Nou onthou nou aan die aartsvaders, Abraham by name, en Abraham se nageslag is wel die oudstes dan nou, nê? En dit sal dan nou Esau wees, want dis 'n tweeling, Esau en Jakob se tweeling, maar Esau is so kort koppie voor Jakob gebore. So dus Esau het die eersgeboorte reg. Hy moet die lyn verder vat, maar God se beloftes, ek sal met julle wees, ek sal julle seën, ek sal sorg vir julle, julle moet 'n seëning, 'n blessing wees vir die wêreld, vir ander nasies, vir wie ook al. En God wat sy koninkryk bou deur sy kinders. In die Nuwe Testament dan, uiteindelik Jesus Christus. Ek en jy, die nageslag van Jesus Christus. Sy volgelinge, ons wat sy saak, sy koninkryk verder vat, sy woorde. Jakob, toe hulle gebore word, toe daai tweeling uitkom uit Rebekka, toe het hy vir Esau aan die hakskeen beet. En toe kry hy die naam Jakob, wat die woord, die naam Jakob speel op om te bedrieger. En hy het sy naam gestand gedoen. Julle kan maar verder gaan lees hier in Genesis. Hy weet, hy kry nie die eersgeboorte reg nie. Dan lees ons op 'n dag in die veld, kom Esau, hy is honger en dors, impulsief hierdie Esau, en Jakob die bedrieger, die opportunis, en sy mammie Rebekka wat hom aanhits met al hierdie dinge, want hy was die favourite. Hier sien jy die dramas en die intriges van wanneer haar kant gekies word in 'n familie. Maar goed,
En dan vra Esau, wat is daai rooi goed? Dan sê hy, is lensiesop, dan sê hy, gee vir my van daai rooi goed. En dan verkoop Esau sy eersgeboorte reg aan Jakob vir lensiesop. Maar om dit vas te maak, toe Esau die dag in die veld is om te jag, Isak, die ou vader van Jakob, se oë is nie meer so goed nie. Nou kom Jakob en vroulie vra, man lief, wil jy graag 'n bok hê? Moet Esau vir jou 'n bokkie slag? Ja, sê ja, lekker sagte ou vleisies. En toe gaan Jakob en sy ma en hulle maak hom op, versier hom of wat ook al, of ontsier hom. En daar kom die bedrieër weer uit met allerlei harige velle. En die ou vader, Isak, voel en hy dink dis Esau. En hy seën vir Jakob. En hy dra die nageslag oor aan hom. Hy dra die beloftes aan hom oor en Esau word finaal beroof. Wel, lang storie kort, julle ken dit, Jakob moet vlug. Hy word 'n vlugteling. Hy word 'n vlugteling. En hy's daar weg, die bedrieër. Nou vra jy, wat sal word van God se beloftes? Ons vra dit baie keer in ons lewe. Ons doen dinge in die samelewing. Daar gebeur dinge, God beloof, hy het 'n plan met die wêreld, met sy kerk, met my en jou. Dan gebeur daar dinge wat lyk of dit net stop, halt. Dit gaan nie verder nie. Is God nog met ons? Sal hy doen wat hy beloof het? En dan loop hierdie storie. En dan vat hy die seëning, en ons gaan daar by hoofstuk 27 verby, Jakob vlug hoofstuk 28, dan loop hy vir Laban raak. Dit is sy ma se broer, sy oom Laban. Laban. Bedrieër soek bedrieër. Jakob die bedrieër. Laban, 'n nog groter bedrieër. En Laban word die spieël. Ja, God bring soms oor ons lewe mense. Al is dit slegte mense wat bedrieg, mislei, jou inloop, om 'n spieël vir jou te wees waaraan jy kan kyk. En God sê, kyk, so lyk jy. Dit het jy aan ander gedoen. Nou kry jy dit aan jou eie lyf. Nou, ek lees eers in 'n kommentaar dat Laban is die vuur waardeur Jakob moet gaan. Hy is hierdie goue gouderts wat besoedel is met allerlei vuiligheid. Hy moet gelouter word, soos die Nuwe Testament so mooi sê. Ons moet deur die vuur gaan, die beproewing, die versoekings, die swaar kry, selfs die sondes, om deur God gelouter en gereinig te word. Hy het 'n doel daarmee, ook met Jakob, met jou en met my. En dan wil ek vir julle net vinnig lees Laban se 2 dogters, Rachel en Lea. En so mooi, nee. Dit is so pragtig hoe menslik die Bybel is. Veral hierdie Ou Testament verhale. So menslik, so word alles genoem. Die kleinste ou dingetjie, ook die mooi romanses. En dan Lea het sagte oë gehad, maar Rachel was mooi gebou, sy was beeldskoon. Jakob het haar lief gehad, hy het vir Laban gesê, ek sal 7 jaar vir u werk vir u jongste dogter Rachel. En dan doen hy dit, en toe met die trouseremonie gaan lees maar daar, toe ontdek hy na die feesvierdery en alles, hier is nie Rachel nie, vir wie hy 7 jaar gewerk het, hier is Lea, hy is ingeloop deur oom Laban. Hy is woedend, maar hy reageer nie. En die Bybel wil vir ons hier leer, moenie reageer op 'n tyd wat jy voel, ek gaan nou wraak neem. Ek is woedend. Wag eers. Wag eers vir God se tyd. God het sy tyd. God is die God wat sal ingryp en sal regstel. Ook in ons land, ook in die wêreld met die politiek en die ekonomie en die partye en wat ook al verkeerd loop, veral in ons land, Suid-Afrika. Toe werk hy nog 7 jaar vir Rachel. En dan lees ons verdere intriges en dramas en familiedinge.
Die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee. Rachel het kinderloos gebly. O, die regverdige God, maar die God van humor, tong in die kies. Jakob, ek gaan maar vir jou leer op 'n manier. Jy moet nou maar die lesse leer hierso. Jy gaan nie trek, jy gaan nie terug na jou land, jy gaan nie na jou familie, jy gaan nie my toekoms, sê God, verder vat, as jy nie eers die lesse geleer het nie. En uiteindelik kry Rachel kinders. Dan sê sy, hoofstuk 30, God het my gebed verhoor en vir my 'n seun gegee. Onthou, sy het baie jaloers geword, 30 vers 1. Deur jaloesie werk God. Gee vir my seun, sê sy vir Jakob, anders sterf ek. Oeg, hier sien jy in hierdie verhaal, wel, baie verhale in die Bybel, die manipulasie, die omkopery, die amper half emosionele geestelike afpersing. Hy's kwaad, hy sê, kan ek God se werk oorneem? Dis hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. Sy gee haar slavin, sy probeer self voorsien. Dis mos maar hoe ons is. Ons vertrou God nie, ons wil self voorsien. En toe die slavin, die kind kry op Rachel se knieë, toe's dit nou Jakob se kind natuurlik, die gebruik van die tyd. En dan gaan dit aan. Vers 22, God het op Rachel aggeslaan, na gebed verhoor. Hy het haar nie kinderloos gelaat nie. God het my skande weggeneem. En Josef is gebore, Josef se naam beteken nog gee. Sien jy hier? Baie subtiel. Mense wat sê, ek wil nog gee, God sê, ek sal nog gee, maar nie van wat jy altyd wil hê nie, maar ek sal verder gee. Hier's 'n les ook in Josef. Josef wat later die volk, daar in Egipte, onthou julle toe hy gevang word, verkoop word, gaan lees weer Josef se geskiedenis. En toe sê Jakob vir Laban, hy wil trek, Laban is nie baie lus daarvoor nie, hy sê vir hom, jy moet vir my werk, deur jou het die Here my geseën, ek het ryk geword, ook weer manipulasie, omkopery, maar hierdie bedrieër Laban, dan verander hy sy geld, sy salaris, dan is dit te min, dan is dit te veel. Toe kom Jakob met 'n plan, hy sê, ek sal die kleinvee oppas, maar al die gestreeptes, die bontes, want hulle was gewoonlik die ou swak vee, nie die suiwer skape en bokke nie. En Laban sê ja, maar Jakob het 'n plan. Hy het 'n plan. In daai tyd was daar 'n soort van 'n bygeloof, maar ook hulle het dit ook 'n wysheid genoem, 'n stukkie wysheid. Hulle het vasgeglo, as daai vee nou kom drink, water drink, of ja, hulle gaan nou paar, hulle gaan nou, wat is die woord vir die skape, en dan is die opregte ram nou daar by die ooi, maar as die ooi en die ram nou kyk na iets daar, dan sal die kleintjie so lyk, so dit was belangrik. Jakob word vertrou. Hy sal hulle in die regte omgewing hê, waar daar nie 'n klomp gemors voor hulle lê nie. Maar hulle is toe, hy vat toe nou, en hoor wat doen hy. Jakob het toe jong lote, hier in Genesis 30, vers 37, van populiere amandels en plataanbome gevat, stroke daarvan afgeskil, sodat daar wit strepe op die takke was. En wanneer die sterdiere gedek word, vers 41, het Jakob die lote voor hulle in die klippe gesit, dan kom daar hierdie bontes en strepe en stroke oral, amper soos my hemp en my kouse en, daai een is onderste bo lyk my. Maar ja, hulle het sommer heeltemal onderste bo gelyk. Maar dit was die sterkes. En God maak vir Jakob ryk. Maar maak hom ryk. En hy berei hom voor. Hy maak hom ryk en ryp vir die toekoms. Ryp om vir hom te gaan lewe. Ek wil praat oor hierdie bome wat hy gebruik. Dit was simbolies belangrik. Die populier, lang stamme wat uittroon. Wat word vir Jakob gesê? Wat word vir jou en my as God se kinders gesê?
Wat word vir jou in my as God se kinders sê? Ek sal jou laat groei in die lewe. Ek sal jou gees laat groei, al trek jou rugkrom van ouderdom. Al vergaan jy uiterlik, 2 Korintiërs 4, nogtans sal jy innerlik vernuwe word. Groei, die wortelstelsel wat uitbrei, sommer bo die grond ook. Jy sal gefestig wees, regop. Die blare is so, hierdie populêre blare, wanneer dit blare aan het, is so diamantvormig, pragtig. En dan die mooiste geel-goue kleure met die herfs. En dan dink jy, is dit nou verby? Nee, dan kom die lente. En dan kom die blare weer uit. Nuwe lewe, Jakob, jy, ek, God sê, ek sal vir jou nuwe lewe gee. Ek sal weer groei gee. Jy sal funksie hê. Want hierdie hout is sag, maar baie sterk. Dit kon wonderlik gebruik word. Die blare wat geval in die winter is vir diere. Hier, daar aan die ander kant lê perde. Lekker sag op die grond, want die blare wat geval het. Dierebedding, vir voëls, wanneer hulle daar kom nes maak, veral dan in die somertyd. Skaduwee, teen gronderosie, om gronderosie te werk. En moed, sy jou moed gee, hierdie boom teken van moed en hoop, nuwe lewe. Is ook die fluisterboom genoem, as jy luister selfs in die winter. In die nag, nou die nag lê ons hier in 'n gastehuis net hier langsam en by die varhuis, en Dina sê, wat maak so? Ek sê, jongens, die windpomp of iets, ek weet nie wat nie. Toe steek die wind deur hierdie takke, wat fluister en ruis. En daar's geglo in die ou tyd, dit is 'n kontak met die aardse en die hemelse, met die onsigbare, met 'n onsigbare gees, natuurlik God. Dit herinner jou daaraan. En die amandelboom, die strepe in die stroke, onthou jy die staf van Aaron, wat daar amandels, bloeisels uitgekom het, om te sê, nuwe lewe vir my volk, by die tabernakel in die woestyn, waar hulle God aanbid het, daai tent wat opgeslaan is, die goue amptstaander, het amandels opgehaal, die vrug. Hy sê, Jakob, jy, my nuwe Jakob, my nageslag, my Christen, nageslag van Jesus, sal vrug dra. Amandelboom was die simbool in die Bybel van, ek waak oor jou, ek waak oor jou. Die plataan, hy het ook plataanbome gebruik. Jesegiel 31 vers 8 noem dat die plataan is deel van die gode tuin, God se tuin, saam met die magtige wonderlike seders van die Libanon. Skaduwee, die pragt, die skoonheid, funksie in die landbou gehad. Wat sê God? Ek wil jou gebruik, maar op my tyd, Jakob, op my tyd, wie jy ook al is. Dan gaan dit verder en dan gaan hy weg, nog verdere familiedrama. Rachel steel die afgodsbeeldjies van Laban, dit wys vir jou maar hoe daai familie ook maar was, né? Ver van God eintlik. Hy vlug. Laban sit hom agterna met 'n militêre mag. God verskyn aan Laban en sê, oppas wat jy vir Jakob my knegt sê. Oppas. Toe kom hulle by mekaar en daar's 'n klipstapel wat Jakob bou. En Laban en hy wat mekaar mooi ontvang en groet. En God sê, ek hou wag. Die naam word Mispa gegee. Ek hou wag tussen julle twee. Dat julle aan mekaar sal dink, maar mekaar nie sal benadeel nie. Ek hou julle dop. Ek het 'n verwagting vir julle albei. En Jakob gaan en hy ontmoet die engel en sy naam word verander. Ek wil afsluit deur te gaan na Jesaja 44 vers 1 tot 5. Want dit vat vir my saam. Wat toe van Jakob word, sy naam word verander. En onthou in hierdie verhaal, onthou een ding. God werk deur die alledaagse van ons lewe, intriges, familiegoed, vervreemding, bedriegery, wat ook al. Alledaagse geskiedenis in jou binnewêreld, maar ook in die buitewêreld. God is aan die werk, hy het 'n plan, hy laat alles ten goeie meewerk.
En dan Jakob. Jesaja 44, luister my dienaar Jakob, Israel. Jakob bedrieër in sy naam, hy moes leer. Sy naam word verander na Israel. God veg vir my. God gaan voor my uit. Hy moes gesuiwer word. Sê die Here wat jou gemaak het, wat jou gevorm het in die moederskoot, die beeld van die pottebakker. Die klei moet gesuiwer word van onreinheid. Hy maak jou, maar hy vat jou ook verder. Hy sorg ook verder. Ek sê jou tot nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob. Ek het jou uitverkies. Volop water. En dit is die ding, hierdie bome groei die sterkste by waar daar water is. Bly by die lewende water. Bly by die lewende water, Jesus. Die lewende strome sal uit jou vloei, sê Johannes. Jy sal ander se dors weer les. Jy sal vir hulle iets beteken. Uitsprei soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope. En hierdie wilgerbome is die familie van hierdie populiere. Hierdie wilgerboom wat genoem word is 'n tipe populier. En jy sal sê, die een sal sê, ek behoort aan die Here. 'n nakomeling van Jakob. 'n nakomeling van Jesus. En Jakob word Israel. En Jakob word vry van die selfsug. En Jakob, iemand skryf, hy verander van 'n teiker. Hy wil net altyd teik. Vat, manipuleer, bedrieg, to 'n worker, hy dien. Dis wat Jesus ons geleer het. Jesus die groot dienaar, wat ons kom leer om bedienaars van sy woord te wees, kelners, nie op die troon te wil sit soos Jakob nie, nie selfvertrou nie, maar God vertrou en te dien. Jakob moes leer, nie sy eie tyd nie, maar die tyd van God. Nie 5 of 6 jaar nie, maar 20 jaar in sy lewe voor God met hom aangaan. God sal vir jou wys. God sal vir jou wys, Jakob, die pad wat jy moet loop. God sal vir jou wys, Christen. Jy sal soos hierdie bome groei. Mag hierdie gedeeltes, en mag hierdie les van God uit die natuur vir jou en my elke dag dra. Amen.